Broers en susters, ons is besig om 'n paar van ons geloofsfeite te besoek. Ons as Christene se geloofsbasis moet altyd vas en seker wees. En hierdie geloofsbasis behels geloofswaarhede. Dit is wat ons fundamenteel aan glo en aan vashou. Dit bepaal hierdie waarhede wat ons van die Here verwag in ons lewens, maar ook dit bepaal wat die Here van ons verwag in ons verhouding met hom. Ons geloofswaarhede kleur 'n mens se hele lewensuitsig, meestal onbewustelik, hoe ons na die wêreld kyk, hoe ons dinge verstaan, hoe ons dinge interpreteer, hoe ons dit wat mense doen instinktief goedkeur of afkeer. Dit kom alles van hierdie geloofswaarhede wat deur baie jare in die koue ouerde huis en daarna in ons lewens vasgelê is. Dit wat vir ons motiveer, dit wat vir ons in ons lewenspad die grense aandui, vir ons wys. Partykeer kom ons naby aan die skouer van die pad, partykeer wil ons oor die middellyn gaan. Dit wat vir ons kompas is in die lewe. En ons het so dan die afgelope ruk bietjie stil gestaan by 'n paar van hierdie geloofspilare. Ons het byvoorbeeld besin oor wie Jesus werklik is. Ons het 'n verhouding met hom. Hy het gekom sodat ons 'n verhouding met die Vader kan hê. Ons moet tog weet wie hierdie persoon is. Ons bid en ons verwag en ons doen, en dit alles is onlosmaakbaar deel van ons idee, ons kennis van wie Jesus is. Ons het weer gaan stilstaan en besef werklik hoe lief is God vir die hele mensdom en dan vir ons. Ons het ook bietjie gedink oor wie is die Here as drie-enige God. Net 'n paar van ons geloofswaarhede, deel van ons geloofsbasis, waarby ons stil gestaan het die afgelope paar weke. En dan vanoggend fokus ons op die Bybel self, 'n gedeelte, kerngedeelte, die mees belangrikste gedeelte van die hele Bybel, en ons gaan dan fokus op die woord evangelie. Wat is evangelie? Wat beteken die woord evangelie? Wat het die evangelie met my en met ons te make? Belangrike vrae waarop ek bietjie antwoorde gaan gee. Die woord evangelie kom meer as 75 keer voor in die Nuwe Testament, broers en susters. Een van die kernwoorde kom van die Grieks evangelion, wat beteken goeie nuus, die goeie nuus. En Jesus het gekom en hy het gesê, ek preek en vertel vir julle van hierdie goeie nuus. En die Israeliete het dadelik gesnap. Hulle en hulle ouers en hulle voorouers vertel vir elke geslag oor jaar na jaar, honderde jare, al sedert voor Jesus gekom het, die Here gaan kom om vir Israel te kom verlos. Hierdie goeie nuus het Jesus oor gepreek. Hy het vir die mense gesê, die koninkryk van God is op hande. Dit gaan begin. Nou kyk ons terug oor 2000 jaar van hierdie koninkryk. God se heerskappy in alle Christene se lewens direk. Maar in wese, die kern van hierdie goeie nuus is God se Vader se verlossing wat hy aan die mensdom deur Jesus se kruisdood en opstanding bied. Jesus het gepreek, bekeer en glo in hierdie goeie nuus van God se verlossing. Hy was die persoon wat gekom het om te verlos, en daarom Jesus se stryd oor 'n periode van min of 3,5 jaar om die Israeliete te oortuig. Hy is nie net nog 'n profeet wat wonderwerke doen, soos in die Ou Testament. Elia het wonderwerke gedoen nie. Want, en dis die verskil gewees tussen die disippels en die res van die mense wat hom gehoor het, hulle het hom aanvaar as God. En dit moes gebeur het, want hulle moes hom preek en verkondig. Na Jesus weg is, die eerste kerk, moes hulle preek, Jesus is die Seun van God. Hy's God, daarom is die vervulling van God se beloftes, het dit reeds plaasgevind. Daardie verlossingsnuus dan, die goeie nuus, die vervulling van die voorspelling van God, wat eendag sy volk sal verlos, wat ons kry in die Ou Testament. Ons gaan 'n paar Bybelgedeeltes besoek. Ons begin by 1 Korintiërs 15, vers 3 en 4, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte,
en dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Hy het dit ontvang. Waar het hoe Paulus dit ontvang, hierdie nuus? Hoe is dit die verhaal van Paulus, baie interessante verhaal. Hy het geweet van Jesus, maar hy was 'n groot vyand gewees van Jesus. Daarom het hy daardie eerste Christen Jode in Jerusalem bloedig vervolg in die tronk gegooi. En toe het hy besluit, wel, hy het nou nie genoeg gedoen nie, daar is 'n klomp van hulle nog in die stad Damaskus. Hy het toestemming gekry van die destydse priesters, daar gaan hy gaan Damaskus toe om daar Christen Jode, meer spesifiek in die tronk te gooi. En die pragtige verhaal op pad soontoe in helder lig uit die hemel wat omskyn. En Jesus praat met Paulus. Jy skop teen die prikkels. Die Here het al lank gewerk in Paulus se lewe om hom te oortuig. Hy's verkeerd. En daar kom hy tot bekering. Blind deur die lig kom hy in Damaskus aan. Daar word hy verlos en hy kan weer sien. Hy begin praat oor Jesus en amper maak die ander Jode in Damaskus hom dood. En dan het hy 12 jaar in daardie omgewing gebly en daar het die Here vir hom begin vertel. Wat is hierdie verlossingsplan? Wat behels dit? Waar verstaan jy dinge verkeerd? Want die man het 'n passie gehad vir God. Dit was net misplaas, oningelig. En tog, baie interessant, het dit vir die Here 12 jaar gevat om vir Paulus voor te berei. 12 jaar. En hierdie was nie sommer 'n hier jy gewees nie, my broer en suster. Hierdie man was die een wat gesê het, ek was perfek in al die wette, in die nakoming van al daai oor die 600 wette, wat die Here vir Israel gegee het. En so begin hy dan, na 12 jaar, voorbereid, om die een na die ander Christenkerk in die destydse Klein-Asië te stig. Vandag praat ons van Turkye, en ook in Griekeland en Italië, in Rome. En hy skryf briewe aan hulle, en meer as die helfte van die Nuwe Testament bestaan uit Paulus se briewe. In die eerste plek wat ek ontvang het, dit was nie sy eie idees gewees nie, broers, dit was nie 'n eie Paulus filosofie wat hy aan die heidene verkondig het nie. Hy het dit baie duidelik gemaak in Galasiërs 1 vers 11 en 12 hier onder aan die skerm. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie vir mense gehoor het nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Daardie tyd het Paulus dan verkondig nie bloot Jesus as 'n geskiedkundige figuur in Israel se geskiedenis nie, broer en suster. Hy het Jesus verkondig as die verlossingsplan van God. Die Christus vir ons sondes gesterf het, die tweede deel van vers 3, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte, volgens die skrifte, volgens die skrifte. Herhaling in die Bybel, my broers en susters, is altyd beklemtoning. Hier kry ons die hart van die evangelie, die goeie nuus van die evangelie. Wat is die goeie nuus van die goeie nuus? Here se verlossingsplan vir die hele mensdom deur Jesus Christus. Alle mense se sondes is betaal voor deur Jesus se kruisdood, volgens die skrifte, soos dit in die Ou Testament voorspel is. Jesus sou begrawe en opgestaan het. Jesus sou nooit begrawe gewees het as die omstanders, die ooggetuies, die mense wat daar gestaan het by die kruis, die mense wat hom van die kruis afgehaal het, nie almal gesien het, maar hy is dood nie. Anders sou hy nie begrawe gewees het nie. Met ander woorde, Jesus se begrafnis is die bewys dat Jesus aan die kruis dood is. En net so die baie verhale, die geskiedkundige getuienis van soveel mense aan wie Jesus verskyn het na sy dood, ons en die wêreld se bevestiging dat Jesus het wel uit die dode opgestaan. Vir ons is dit ou nuus. U hoor dit elke jaar in ons preke, maar daar buite, my broer en suster, is 'n hele wêreld wat vir jou gaan vertel Jesus was nie dood nie, net opgestaan nie. Daarom moet ons dit so beklemtoon, verstaan en kan verduidelik en verdedig teenoor ons kinders in die toekoms
tussen Maandag en Saterdag. Teen die agtergrond, broers van die Korintiërbrief en veral hier van Korintiërs 15, hierdie hoofstuk, is dit duidelik dat Paulus onderstreep die belangrikheid van Jesus se opstanding uit die dode, want hy wil vir daardie mense geruststel, net soos Jesus opgestaan het uit die dode, gaan almal van ons in 'n verheerlikte ewige liggaam opstaan uit die dode met Jesus se wederkoms. Almal van ons gaan vir ewig lewe tot in alle ewigheid. Dan is ek by Efesiërs hoofstuk 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, die herhaling, nie uit jouself nie, nie uit werke nie, nie uit wat jy doen nie, nie uit wat jy gedoen het nie, sodat niemand mag roem nie. Paulus verduidelik hier, broer en suster, interessant, wat Jesus se dood vooraf gegaan het, en wat na Jesus se dood gevolg het, gebeur het. Voor Jesus gesterf het aan die kruis en opgestaan uit die dode, voor hy aarde toe gekom het, lank voor hy aarde toe gekom het die Vader die mensdom in sy gevalle en sondige natuur jammer gekry. Het die Vader besluit, ek gaan genade hê met mense, ek gaan hulle help. En dis waar alles begin het, uit die Vader se liefde vir die mensdom. Dit het hom gedring, dit was sy motief, dat Jesus aarde toe kom en moet sterf vir die wêreld se sondes. Dit was God die Vader se geskenk, die geskenk van verlossing, wat aan almal aangebied word. Maar slegs deur elke persoon se geloof, se aanname, se instem tot hierdie verlossingsplan, my broer en suster, word dit joune, word dit gerealiseer. Die Vader gee aan elke mens moet daai geskenk of aanvaar, aanneem, of weier en dan verwerp. Dit kom na elke persoon toe. Maar my geloof, my broer en suster, ons geloof, sê die Bybel, gee die Here selfs in ons geloof. In elke mens se aanneem van hierdie gawe, help die Vader jou. Die Bybel sê, gee vir ons 'n mate van geloof, net genoeg, sodat dit vir my maklik is om te sê, ek aanvaar dit, ek wil dit hê, ek wil die Here se verlossing hê, ek het verlossing nodig. As ek net vir jou kan vertel, hoe ek nie verlossing nodig het nie. En verlossing, my broer, is nie net na die dood nie, is nie dat ek nie hel toe gaan nie. Verlossing is in hierdie lewe. Verlossing begin vandag, as jy vandag vir die Here innooi, en sê, Here, ek wil u verlossing vir my hê. Dis al, net waar jy sit, in jou gedagtes. Niemand hoef te weet nie. Dan begin die Here om jou te verlos. Ek het, ekskuus tog, toe ek op 48-jarige ouderdom die Heilige Gees in my lewe gekry het, broer en suster, alles verander. Alles verander. En jy's like die Here het van daardie verskriklike ou mens, het hy heeltemal anders gemaak. Ek roem in die Here se werk. Ek wys vir u daarop, my broers, en getuig vir u daarop in my eie lewe uit, nie uit wat ek geleer het toe ek by die teologiese fakulteit was nie, dat die Here se verlossing begin 'n realiteit word in jou lewe. Daar's dinge wat ons almal mee sukkel. Daar's dinge wat almal van ons wens, dit is nie deel van my lewe nie. Ek dink meestal in meeste mense se lewens is dit dinge wat stilweg in jou lewe gebeur. Dinge wat ons miskien nooit eers met iemand deel nie. Daardie bokerkolle van ons. Daardie gedagtes wat ek mee sukkel. En dis waar ons meeste sondig is aan ons gedagtegang, nie deur ons handelinge nie. En daar het ons verlossing nodig. Here se verlossing, hy kom verlos my van daardie ding wat ek net nie uit my lewe en uit my gedagte, daai ding wat my terroriseer, wat my lewe duister maak, wat ek so graag uit my lewe wil hê. Dis waar die verlossing begin.
Ons word uiteindelik verlos van my sondige natuur. Dit kan ek nie van ontslaa raak. Broer, maar daar is 'n klomp gemors wat ek in my lewe gehad het, wat al jare lank ek sal moet gaan dink wat dit nou weer was. Ek kan net in 'n paar ding wat die Here net weggevat het. Verlossing. Maar ons kan nie daarop roem nie, sê Paulus, dis nie my werk nie, die Here gee vir my daai mate van geloof om dit te aanvaar, wanneer ek instem daartoe, hy beklemtoon, dit is nie iets wat van myself afkom nie, dis 'n geskenk van die Here. Dis belangrik. Daar buite, my broers, is miljoene der miljoene Katolieke lidmate wat geleer word, jy kan nie in die hemel ingaan as jy nie 'n goeie mens is nie. Paulus in die Romeinebrief trek dik swart strepe daardeur. Dis belangrik om vir u te sê, want toe ek 'n kind was daar baie mense wat hard gewerk het daaraan om in die hemel in te kom. Dit was hartseer om te sien hoe mense gemotiveer word om te werk vir bazaars, om 'n goeie ouderling of diaken te wees, en wat ook al die dinge wat die kerk gedoen het, so hard gewerk het, dat ek tog net in die hemel in kan kom en nie in die hel nie. Natuurlik, my broers, natuurlik werk die Heilige Gees in almal van ons om goeie mense te wees. Hoe dan nou? Maar daar is 'n verskil tussen ek wat my versekering, my vrede het, dat ek hemel toe gaan, deur my geloof, deur my vertroue op die Here, en die Here wat dan bykom en vir my help om 'n goeie mens te wees. Dis waar ons moet wees. Nie die Rooms-Katolieke geloof wat sê, ja, ek gaan hemel toe omdat die Here genade het nie, maar ek moet 'n goeie mens wees ook. En wat dan? Dan verkondig hulle dat as jy doodgaan, gaan jy na die vage vuur toe. Dis 'n plek in die hemel wat jy niks van in die Bybel kry nie. En daar, al wat 'n mens is, brand. As jy baie sondes gedoen het, brand jy lank. As jy min sondes gedoen het, brand jy so lank nie. Dan glip jy uit die vage vuur uit en dan gaan jy hemel toe. Die voorsitter, as ek weet, ek gaan nie hemel toe op grond van my goeie mens wees nie, dan kyk ek anders na my sonde. Dit is so belangrik. Nie uitwerke nie, vers 9, sodat niemand mag roem nie. Paulus beklemtoon dit. Instinktief is alle mense wat Christene is veral ingestel daarop om die Here te please. Dus instinktief werk ek daaraan om myself in die hemel in te kry. Dis nie iets wat ons almal moet sê, kom ons doen dit nie. Dis iets wat ons almal moet sê, kom ons doen dit nie. Ja, die Here, deur sy Heilige Gees, help my om 'n goeie mens te wees. Maar my lewe, my vertroue in die Here is sentraal. Dis waar ek moet uitkom. Dis wat voorop moet wees. Dis wat ek vir die Here moet sê, Here, help my elke dag. Help my om te vertrou op U met alles. En die probleem is, ons lewe so dieselfde. Elke dag in en dag uit dieselfde. Ons doen wat ons moet doen, ons kry alles gedoen wat ons moet doen, en in daardie realiteit van ons lewe verloor ons die Here se werk, sy teenwoordigheid, sy krag, dit wat hy agteraf stilweg doen. Waarom moet 'n mens 'n gebedslewe hê? Jy kan nie sonder 'n gebedslewe hê, jy kan nie sonder Bybel lees nie. Jou gebedslewe oriënteer jou. Die gebedslewe kry jou weer terug. En as ek elke dag die gewoonte het om sê, Here, dankie vir alles wat U aan my gee, maar asseblief, help vir my om nooit op te hou besef, ek vertrou op U nie. Help vir my waar ek wegglip en op myself vertrou. Ons het 'n krisis, my broers, dit oorwraggies wêreldwyd in die Christendom, in al wat 'n kerk is deur die wêreld, is mense besig om weg te loop. En as jy gaan kyk, wat is die algemene faktor in baie van daai mense se lewe, is dit een woord: sukses. Insluitend in ons land,
Ons het begin in Suid-Afrika honderde jare gelede swaar gekry, Christene, Boeta, daai mense is afhanklik gewees van die Here, want wraggies, as jy nie afhanklik van die Here is nie, waar kom die reën vandaan? As daar nie reën is nie, is daar nie oeste nie, as daar nie oes is nie, kos is nie. En toe die Here ons geseën, geslag na geslag, en geslag na geslag, meer sukses, meer sukses, meer sukses, totdat jy kom by 'n plek wat ek het soveel geërf van oupa Grootjie en oupa en pa en sovoorts. Ek het hierdie groot plaas met alles wat ek het. Waar het ek die Here nodig? Ek betaal vir alles wat ek nodig het. Dit is een van die grootste gevare vir Christelike lewe, my broers en susters, is sukses. Sukses. Hoe meer ek het, hoe minder hoef ek te vra voor. Nie uitwerke nie, ons kan nie roem op ons verlossing nie. Ek sluit af Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Baie belangrike vers, broers, dit is een van die basisverse wat betref ons verlossing, die goeie nuus, die evangelie. Jy sê hy skaam hom nie, hy kan hom nie skaam nie, want dit is nie syne nie. Dis net as jy iets doen en jy vind uit, griet, ek het God as reg, of dis so en dit moet so wees en dit is nie, dan skaam jy jou, of jy iets doen verkeerd is. Ek is jammer, ek het dit gedoen, ek skaam my daaroor, want dit is verkeerd. Nee, niks van daardie is van toepassing nie. Hierdie man was anti-Jesus. Hy het mense doodgemaak en in die tronk gegooi, wat Christene was. En Jesus het hom omgedraai. Daarom, Paulus het niks nie. Hy het alles verloor, alles is weg. Hy het later gesê, weet jy al daai goeie dinge wat ek gedoen het in die wet van Jesus, ek het gedog, die Here is tevrede met my, en toe kom ek agter na Jesus se kruisdood, dit was 'n klomp gemors. Want ek was my eie God gewees, het Paulus gesê. Hy kan hom nie skaam nie, want dit is nie sy produk nie. Die goeie nuus van Jesus se kruisdood en opstanding, broers en susters, is nie net die versekering, die vrede van verlossing nie. Ek het die Here in my lewe om my te help om 'n beter kwaliteit lewe te hê. Dis waar dit begin hier nou. Dis nie net dit, dis ook nie net die feit dat ek hemel toe gaan eendag nie, maar dit is 'n krag van God. 'n krag van God. Dis nie iets wat ek met my verstand net glo, of ek stem in en ek het vooraf nie geglo nie, of ek het nie genoeg ingestem nie. Dis 'n effek. Dit het 'n effek in jou lewe. Krag het altyd 'n effek, my broer en suster. Die krag daarvan is die krag van verandering, van verlossing in ons lewe. Hierdie is nie net 'n stukkie geskiedenis uit Israel nie, broer en suster. Jesus kruisdood is die goeie nuus van verandering waar ek dit nodig het. Die goeie nuus van Jesus se krag word geopenbaar en elke persoon wat glo, elkeen word verander, verlos. Maak nie saak wie jy is nie. Eerste vir die Jood. Hoekom eerste vir die Jood? Die Here het Jesus na Israel toe gestuur. Israel was die Here se volk. Israel was die volk wat die Here gesê het, ek gaan julle verlos. Daarom het ons by Israel begin. Daarom het Paulus, as hy dan vertrek op sy 3 sendingreise, by elke dorpie eers die Jode opgesoek. Hy het eers aan hulle gaan verkondig die evangelie, die fokus op hulle, maar dan ook vir die Griek. Wie is die Griek? Die res. Die Griek is maar Paulus se manier om te sê alle heidene en daardeur alle persone. My broers en Paulus maak duidelik hier so ook dan die redding vir elkeen wat glo, en dan die boodskap is die vergewing van sondes. Jesus se kruisdood is die verlossing van my sondes, die vergifnis daarvan. Dit word uit die weg geruim sodat die pad, die boodskap, die verhouding met God die Vader en Jesus is oop. Hy's daar. Hy gaan nooit weg nie. Hy slaap nooit nie. Hy's nooit moeg nie en hy's nooit met vakansie nie. Altyd kan ek met die Here praat. Waar ek is,
net soveel as wat ek kan. Ek maak hom nooit moeg nie, my broer en suster. Hy hoor alles. Hy hoor alles. Ja, hy's nie gelukkig met my sondes. As ek sê vergewe het, dan is dit een kant toe geskuif. Die Here het te veel dinge in ons lewens wat hy wil doen, my broer en suster. Daar's te veel kwaliteit en verandering in jou lewe wat hy wil teweegbring. Hy wil jou iemand maak wat jy kan wees, wat jy nie aan kan dink nie. Die Here is in die besigheid van transformasie. Hoekom probeer jy dit nie? Kom stel nie op die proef nie. Dis so lekker om dinge te waarborg, want so min dinge kan ons waarborg. Maar broers, dit is vragies een ding wat ek waarborg vir jou. Jy die Here in jou lewe inlaat, sê Here, ek wil u verlossing in my lewe hê, ek het dit nodig. Dan waarborg ek jou vandag, oor 'n jaar se tyd van nou af, as ek nog hier is, as jy na my toe kom en sê, Dominee, my lewe het so wonderlik verander. Amen. Hemelse Vader, u verlossing is daar omdat ons dit nodig het. U alleen weet hoe elkeen van ons u verlossing nodig het. U alleen weet wat in ons lewens versuur. U alleen weet wat in ons lewe is wat ons al meer vrede gemaak het, wat u nie meer vrede maak nie. Wat ons aanvaar het, dis maar my lewe, wat u nooit aanvaar. Soveel van ons lewe wat u wil inkom en omdraai, skoonmaak, ons 'n ander mens, maar 'n mooier mens maak, 'n wonderliker mens maak. Dat ons kan uitkom met die kapasiteit van lewenskwaliteit wat u vir ons bedoel het, wat u wil is vir ons. Dis as betaal voor. Dit kos ons niks nie, behalwe om dit te aanvaar en daarvoor te vra. Werk in ons harte, Here, elke dag.